Goeiemôre, good morning. Wat 'n heerlike Woensdagoggend, né? Kan jy dit oor vertel my Raas? Ons is in die helfte van die week. Ons is in die helfte van die week en ook hier in Gauteng begin dit nou so bietjie koud voel. So ek dink die winter is sterk op pad, of ten minste die herfs. Is jy gereed vir herfs? Nee. Is jy gereed vir winter? Nee. Nog minder. Absoluut nie. Daar is vandag weer baie om na uit te sien op Goeiemôre, good morning. Ons gesels oor hoe werkgewers beter salarisse kan betaal. Everest Advisory kom gesels oor hoe jy jou pensioen beter kan bestuur. Arnold gesels oor die Live Golf byeenkoms wat om die draai is. Ons hoor meer oor 'n storie van hoop na 'n paraglide ongeluk. Demi Lee Moore kom gesels oor haar country verhaal en Vrede, my gunstelinge, is weer hier in die ateljee om hulle nuwe enkelsnit te kom deel. Ek is baie opgewonde om te hoor wat hulle alles vir jou te sê het, maar dit is altyd lekker om hulle nuwe musiek te deel, né? Hulle is vir my so talentvol en die feit dat hulle so vroeg in die oggend so mooi kan sing, die gitaar is getune, alles is mooi, so ek sien so uit om die nuwe musiek te hoor. En as ek nou iets mag byvoeg, net hulle energie oor die algemeen, né? Hulle het 'n lekker vibe. Ja, hulle Mag ek dit het, maar so stel. absoluut. Nou goed Raas, ek dink ons is dan nou gereed vir ons oggendpraatjies. So, volgens 'n onlangse artikel gebruik baie Suid-Afrikaanse ouers 'n valse adres wanneer hulle kinders by skole inskryf, veral by gewilde skole in Gauteng. In sommige gevalle het tot 51% van aansoeke verkeerde adresinligting bevat. Nou, hoewel dit volgens die wet as bedrog beskou kan word, sê baie ouers weens sommige skole wat oorvol is, swak infrastruktuur het en nie dieselfde geleenthede bied nie, voel hulle dat hulle beperkte keuses het. Kenners sê die probleem dui eintlik op 'n groter ongelykheid in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel, waar 'n klein groepie skole baie goed funksioneer, terwyl baie ander sukkel. Hierdie is maar 'n tamaletjie hoor, want mens wil natuurlik die beste hê vir jou kind en jy wil hê dat hulle in 'n skool moet wees waar daar al die it's got like all of the things that you need for a school to function really well. Ja. Maar as jy nie in daai catchment area is nie, the chances of your child getting into that school are slim to none. So I understand why people do it. I'm not condoning it at all. But I understand why people would use a different address. Want, waar trek jy die lyn? Sê nou, ek bly in die Wesrand, né? Sê nou, ek gee die adres van Goeiemôre, good morning. Ons skiet hier in Moreletta Park in Pretoria. Daar is baie goeie skole in hierdie omgewing. So, what's stopping me from giving this as my work address so that I can bring my kids to school here? They shouldn't, I think that you are able to use your work address sometimes. So, dalk gee dit vir mense 'n wye verskeidenheid van opsies in terme van skole, maar ook hoe kan jy 'n valse adres gee? Like where you can't actually prove that, yes, I work there, I go there every day, so it makes sense for my child to come with me to this area and go to school here. Ja, dis baie goeie punte wat jy daar uitlig. Ek dink weer eens, en soos wat jy sê, 'n mens kan nie, dis nie asof 'n mens enige iets enigsins goedkeur of goed praat nie, maar ek dink wanneer 'n mens daarna kyk vanuit 'n ouer se perspektief, dit is wat nou vir my baie duidelik is na aanleiding van dit wat jy gesê het. Ek dink enige ouer wil net die beste vir sy of haar kind hê. But if you are lying and Ja. falsifying an address, Nee, dit what is kind of example are you setting baie waar. for the child? You know what I Baie mean? waar. Ek dink dis werklik iets waaraan hulle moet aandag gee. Ek het al baie keer gedink ook veral ook wanneer dit kom by iets soos verkeer. Jy weet en waar mense woon na aanleiding van waar hulle werk. Dit sou baie maklik gewees het as dit van so 'n aard was dat die mense wat in 'n spesifieke omgewing werk dalk net daar kon woon, hè. Dit sou die verkeersknope uitskakel, maar dis ongelukkig nou nie realisties Ja. nie. So nee, en ek dink dit plaas ook die fokus of die res van die fokus op die onderwysstelsel oor die algemeen. Ja. Maar dit sal interessant wees om hierdie saak dop te hou en te kyk wat die departement van onderwys in Gauteng moontlik in die toekoms sal sê. En ook wat ek wil sê om mee af te sluit by hierdie storie is, we need to also investigate why Ja. some schools are so under-resourced and the others, public schools, are just thriving. And those are the ones that people want to get their kids into. Kom ons beweeg aan, ons bly by kinders, and this is actually a story that really
resonated with me because I have an 8-year-old daughter and she's very much now into skincare. She's been saying, when are we going to shop for skincare? When are we going to shop for skincare? So a major UK toy retailer called The Entertainer has sparked debate after introducing skincare products from the beauty brand Soul Beauty in its stores. The products, marketed as part of a 4-step glow-up routine, are aimed at young girls. Some parents criticize the move, saying it pressures children to grow up too quickly and to focus on appearance. Others argued that it's simply basic skincare and not a big issue. The retailer says the products follow all safety regulations and that they are reviewing the range after customer feedback. So I get it. I get both sides of this story, especially because my daughter has been asking about skincare and that. Want hulle sien dit oral, dit is die YouTubers en die mense op sosiale media en so. My kinders kan nie baie skermtyd nie, maar hulle pelle praat daaroor en you can't protect them from everything and kind of shield them from stuff that's happening. So sy wil nou baie graag begin met skincare. I don't think that it's a bad idea. And I will take her, but I will definitely get her to use products that are aimed for kids' skin. En as sy so vroeg wil begin om na haar vel te kyk, dan met die regte produkte, dink ek nie noodwendig dit is 'n slegte ding nie. Nee, en ek dink daar's 'n groot verskil tussen daai velsorg en iets soos grimering byvoorbeeld, nê? So ek dink op die einde van die dag, ek sou vroeër wou begin het, jy weet, om na my vel om te sien as ek die geleentheid gehad het, of dalk so 'n bietjie meer bewus was daarvan, soos wat vandag se kinders dalk nou is. Yeah, I think what the issue is the phrase glow up. Why does a young child, and especially a young girl, need to have a glow up? It's almost implying that she's not beautiful as she is, that now this skincare is going to make you prettier and it's going to make you more beautiful for the world. And I think that we got to stop putting so much emphasis for little girls on how they look. It's about who they are. En ek dink dit is wat die probleem dalk veroorsaak met hierdie reeks van velsorg is the naming convention. Like, change it. Like, just call it healthy skin, or call it, I don't know, start them young or something like that. But the glow up thing kind of implies that there is improvement to be made when you should be telling your little girl or your child in general that they are perfect as they are. You know? Luister, die klim kinders nog boom in vandag se tyd, ry hulle nog fiets. Dis waarop ons gefokus het toe ons jonger was. Ons het buite gespeel tot die ligte aangekom het en toe gaan ons weer huis toe. Dis baie anders nou. Dit is baie anders, maar my kinders speel nog buite. Hulle doen baie sport, hulle het nie fone nie en dit is so 'n hele ding nou want meeste van hulle pelle het fone. But we are not ready for that and neither are they. Julle is bietjie streng daar. So ons is nogal bietjie streng daaroor en ek dink dit gaan hulle net in die long run beter laat funksioneer in die samelewing. Julle is vir ons 'n voorbeeldraad. Soms. Ons het nog baie lekker geselsies wat voor lê. So bly net waar jy is. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Gaan volg ons op sosiale media by Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant.
Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug by Goeiemôre Good Morning en ons gaan nou voort met vanoggend se oggendpraatjies. Daar is egter nog heelwat wat voor lê later in die program, so maak seker jy bly sommer net die hele tyd ingeskakel. Nou Ross, jy weet natuurlik dat die saak rakende Jocelyn Smith, die vermiste Jocelyn Smith my baie na in die hart lê. Ja. Daar was nou onlangs weer 'n bietjie verwikkelinge, dit was in die nuus gewees, so kom ons begin met die jongste inligting wat dan nou verkend is. So, die saak van die 8-jarige meisie van Saldanha, wie se verdwyning die hele land geruk het, Jocelyn Smith, is weer in die nuus. Nou, sy was 6 jaar oud toe sy verdwyn het. By die bekendstelling van die Jocelyn Smith Foundation in Saldanha verlede naweek, het die leier van die PA en tans ook die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, gesê hy beplan om nuwe bewyse oor die saak aan die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, te oorhandig. Nou, die saak het verlede jaar landwyd aandag getrek toe Jocelyn se ma, Kelly Smith, haar kerel Jacqueline Boeta Apollos en 'n vriend, Stefano van Ryn, skuldig bevind is aan mensenhandel en ontvoering. Hulle is tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Ten spyte van hierdie skuldigbevinding, sê McKenzie hy glo steeds dat die volle waarheid nog nie bekend is nie, en ek dink ons almal kan daarmee saamstem na aanleiding van die feit dat dit net in een groot raaisel ontaard het, en dit bly een groot raaisel. Ja. Volgens hom kan daar moontlik ander mense wees wat 'n groter rol in die ontvoering gespeel het. Hy het tydens die geleentheid gesê dat 'n belangrike getuie, Laurentia, oftewel Rens Lombard, glo nou bereid is om meer inligting oor die ontvoering bekend te maak. McKenzie meen hierdie nuwe inligting kan help om meer lig op die saak te werp. Nou, die bekendstelling van die Jocelyn Smith Foundation het by die Dial Rock Community Hall in Saldanha plaasgevind en is ook regstreeks op Facebook uitgesaai. Die doel van die stigting is nie net om haar saak aan te spreek of liewer te takel nie, maar ook om ander vermiste kinders en families wat deur soortgelyke trauma gaan, te help. McKenzie het egter ook aangekondig dat hy 'n tree terug gaan neem van die stigting, aangesien sy rol as minister beteken dat hy nie baie nouer by die bestuur daarvan betrokke kan wees nie. Hy sê die organisasie moet onafhanklik funksioneer. Nou, nog iets waarop die stigting sal fokus is om Jocelyn se boetie en sussie, wat volgens McKenzie deur 'n baie moeilike tyd gaan, te ondersteun. Hy het gesê die stigting wil onder meer help om hulle skoolfooie te dek en ook hulle welstand te ondersteun. This story, I think, is something that South Africa will never forget. It's something that will stay with us for decades. I think the story will be spoken about even when my children are parents, you know. And
what for me as someone who has 2 kids, I think wat dit vir my so moeilik maak is die feit dat ek glo Jocelyn se ma weet presies wat gebeur het en die feit dat sy net nie praat nie en dat sy net nie wil sê wat eintlik gebeur het nie. Die feit dat sy weet, volgens my, dit breek my hart net om te dink dat iets met daai kind gebeur het en daar's mense wat weet wat wel met Jocelyn gebeur het en people are just not speaking out about it. Ek dink wat vir my sleg is die feit dat daar van die begin af, jy weet, daar was, die hele ondersoek was verkeerd hanteer, daar baie dinge in die pad gestaan van, ek dink die sukses daarvan ook, jy weet, baie dinge het die ondersoek belemmer, daar het intussen nou 'n ander privaat speler ook betrokke geraak, en volgens die persoon is daar nou sommige dinge wat nie sin maak nie. Hy het gesê hy het na die ouma toe uitgereik om die ouma basies te help en in daai hoedanigheid op te tree. So ek dink, soos wat jy sê, dit het die hele land geruk en ek dink op die einde van die dag, jy weet, baie mense sal sê, dit is nou wat hulle daarvan dink. Ek dink, die oorgrote meerderheid hoop steeds vir 'n goeie einde. Of sommige mense nou van mening is dat dit naïef is of nie, maar ek dink werklik aan die familie ook in hierdie tyd, jy weet, dit is net vir my verskriklik tragies om te dink dat die familie op die einde van die dag sukkel om dit te hanteer en dan natuurlik die boetie en die sussie ook, jy weet, wat regtig waar ook deur 'n moeilike tyd gaan, soos wat hulle nou sê. En die stigting gaan natuurlik nou vir hulle ook help vorentoe, wat ek dink regtig 'n bietjie van 'n wonderwerk is, want hulle sit albei sonder hulle mamma en hulle sussie is ook vermis. So die trauma waardeur die kinders is, dink ek, die ander 2 kinders is, dink ek, is iets wat nie regtig baie aandag gekry het nie. En nou dat hierdie stigting bekend gestel is en daar's 'n plan vir hulle vorentoe in terme van ondersteuning en skoolfooie en daai tipe goed, is eintlik dit het nou ek wil nie sê 'n goeie einde gehad nie, maar hulle pad na herstel kan nou bietjie beter gaan en bietjie meer positief begin. Baie mense het ook gereeld, jy weet, verwys na die feit dat dit baie lank gevat het om hierdie foundation bekend te stel. So ek weet, jy weet, daar was baie vrae gewees wat gerig is aan die minister spesifiek, na aanleiding van die feit dat 'n mens verwag het dat hierdie spesifieke foundation vroeër al gestig sou gewees het. Maar ja, die hele gemeenskap daar, ek dink dit is net 'n storie wat hulle sal bybly, en ek weet, Gayton McKenzie het ook gesê, of minister McKenzie het gesê, jy weet, dit plaas ook die fokus op die feit dat daar soveel kinders elke dag in Suid-Afrika verdwyn, en mens sou hoop dat dit op die einde van die dag net 'n bietjie minder sal wees. Glad nie sal gebeur nie, om die waarheid te sê. Goed, ons gesels net hierna oor waarom Suid-Afrikaners voel dat hulle te min betaal word. 'n Gesprek waarvoor jy beslis ingeskakel wil bly. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Ons kyk vandag na 'n onderwerp wat baie mense sal raak: geld en werk. Byna 50% van Suid-Afrikaners voel hulle word minder betaal as wat hulle behoort te verdien, en dit maak dit moeilik om die einde van die maand te haal. Om vir ons te verduidelik wat regtig aan die gang is en hoe werkgewers hulle salarisse kan verbeter, is die uitvoerende hoof van Job Crystal, Sasha Knott, hier by ons. Good morning. Goeiemôre, good morning. Morning. Thank you for having us on. Thank you so much for joining us. Now, Sasha, what does the data say about South Africans' experience regarding the salaries? Are we really underpaid? So the data that we look at, we can see that probably half within a company are either in market value or just above. But it's that 50% below that are either earning under market value or kind of, as you would say, being underpaid. And what does the situation look like between provinces, the different provinces? Johannesburg still gets paid more, probably about 10%, than Cape Town, and at the end is obviously Eastern Cape. And the reason for that is obviously Johannesburg holds more of the corporate businesses, head offices sit here. Even though if you look in Cape Town, the housing prices are a lot more expensive than Johannesburg, but Joburg does still get paid more. Now, you mentioned that many small and medium businesses base their salaries on their budgets rather than on the market. Yeah. What exactly happens then? So, you know, as an SME, you can pay what you can pay. So, unfortunately, you do underpay within the market. But luckily, SMEs have a little bit more in their arsenal, as we could say, is that they're able to offer more flexibility. And a big thing for employees is you learn more in an SME. So you don't just do one job, you're generally learning a whole bunch of different skills that helps you in your career and then earn more as you grow into the company. Now, what are the most common mistakes employers make when determining salaries? So yeah, we were just chatting now, but a lot of them go into Google and they type in a job description. And if you think about it, a business development manager in a FME, in a financial services versus a business development manager running a call center earn very different. So a lot of people go to Google and go, what is a business development manager earning Johannesburg? And it's so vastly different. So they're using job titles and not actually the job description of what they're doing. Mm-hmm. And that's generally where we fall short. And I think even when it comes to artificial intelligence as well, you know, people depend on it nowadays. So is there a specific website that we can visit in order to compare the different salaries? Absolutely. So a lot of the tools out there are very US based because obviously that's where most of the data comes from. We've built a tool on jobcrystal.com that allows South Africans to look at South Africa data. And we use that data from 5,000 clients, from over 5 million candidates, and figuring out what is being paid for what is the job description, not the job title. Mm-hmm. And that's crucial because a lot of salary benchmark data in history has been too expensive for SMEs to be able to use. And having a tool now where we use South African data and AI to be able to create that has been a game changer. Yeah, I think that's very important. Now, how can salary benchmarking against the market help attract and retain the right talent more quickly? Absolutely. So when your benchmark data, you can see the benchmark data from a junior, intermediate and a senior level. It also shows you the gender pay gap. It also shows you the provincial pay gap as well. And you can always take to the employees saying, look, this is what we can afford. This is what the scale looks like. And this is how we will move you across based on what you can learn, achieve within the business, and give them a path of how to get there. Let's talk about the gender gap. I know it's a very controversial subject, but what would you point out? Yes, so 24% we find that females are still getting paid less than males. The reason being is there's still 75% of males in executive roles who are making the decision. Females obviously do take time off work to go and have children, etc. They do want more flexibility, so they'll generally take a pay cut to be able to have that flexibility to go and watch hockey or something in the afternoon for their children. So yes, there is still that gap. Do you think there will ever be a better balance within that regard?
I can only hope. We've seen much more females founders building businesses, and they're making the decision. There's more females growing within the executive space, and within the HR market, a lot more females are running those. So we would hope that they would use their voice and lean into those boardroom tables. What types of benefits besides basic salary make a job more attractive to people? So like I said, so flexibility is a big one, remote. So a lot of people we've seen in the market will take a drop in salary if they can work remotely, work from home. SMEs have their arsenal. You can use commission, incentives. As you can grow, there's more leave that can be offered. Where in corporate structure, there's a lot more red tape. Where SMEs, you can play, and everybody's different. You know, what some people want and what some people need is very different. So I think it's very much a conversation between the employer and the employee. What else would you point out in terms of some of the biggest challenges when it comes to this specific issue? I think with SME space, it's how much you only have so much that you can afford. And unfortunately, it's when you are not paying what the market's paying, it takes longer to recruit that role. And at the same time, if you're recruiting at a lower salary, how long does that person stay there until they do find a job where they can earn more? So it does create those challenges of what do you pay, how long the person stays, and that opportunity cost of doing your recruitment cycle takes a lot longer. And does it differ from career to career, perhaps? You know, I don't know. I mean, obviously, it's a very broad kind of perspective, but what would you say in terms of that? Yes, so obviously the STEM, so science, technology, engineering, that side does get paid more. Lawyers, the professional services definitely get paid more. Not everyone has the ability to go to university and earn one of those. So, you know, a lot of the entry, specifically for the youth, they're getting into call centers, and a lot of that is quite low salaries. But what often happens is you're offered incentives and commissions. So it does depend on how hard you work. There's a lovely saying from Steve Barrett that if you can enter a job and learn skills, that's where you're getting paid. The more skills, the more knowledge that you can gain will build your career. And it's a really good base to work for an SME because you don't just do one job, you do many. So it's kind of, you do need to weigh it up of what does that career cycle look like, specifically for the youth. We've referred to artificial intelligence a little bit earlier, but do you also think that that might be something that's standing in the way in terms of people getting paid less as well because of the fact that it's replacing some of the workers? Yeah, so we see even in our entire business, we've had people who've had to change their roles because that job is now done by AI. Yes. But they've upskilled themselves to be able to become much more people-focused. So we're seeing that more of our business can be much more to go visit the client, be more face. Customer service has now become absolutely huge within the industry. So I think if you can, yes, AI is going to take a big part of that administration, that automation, but bring in the customer service, bring in that human feel that an AI is never going to be able to do. Absolutely. Sasha, thank you so much. Thank you for having us. Goed, indien jy voel dat jou salaris 'n bietjie min is, stel ek voor dat jy die onderhoud aan jou baas stuur. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons oor hoe jy kan voorberei vir wanneer jy op pensioen gaan. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. AC/DC Express. Everything electrical. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura, to excel, to conquer that new plateau, to live, innovate, and succeed.
Wanneer dit by aftrede kom, wil almal seker wees dat hulle geld so lank soos wat hulle dit nodig het, hou. Baie Suid-Afrikaners kies 'n lewensanniteit om vir hulle 'n gereelde inkomste na aftrede te verseker, maar daar is ook 'n paar algemene foute wat mense maak wat hulle finansiële toekoms kan beïnvloed. Om vir ons meer te vertel, gesels ons vandag met 'n finansiële adviseur by Everest Advisory Services, Hendrey Botha. Hendrey, welkom terug hier by ons. Baie dankie. Goed, Hendrey, maak jy hierdie lewensanniteitfoute? Maak ek die lewensanniteit? Ja. Wel, ek is nog nie op aftrede nie. Ek wens ek het. Wel, Dit sou wonderlik wees, Ja. Nee, so ek dink wat is belangrik dat Suid-Afrikaners verstaan wat is 'n lewensanniteit en dat hulle ook weet dat daar ander produkte in die mark is. So 'n lewensanniteit sê presies wat die woord sê en dit is inkomste vir lewe. So jy werk jou hele lewe lank, jy maak vir jou 'n bietjie pensioengeldjie bymekaar en daai geldjie koop vir jy vir jou inkomste vir lewe. Dit is 'n gewaarborgde inkomste en dit is of 1 lewe of 2 lewe, sê net maar jou man en jou vrou en daarna is die inkomste basies klaar en dis weg. Nou goed, baie Suid-Afrikaners kies 'n lewensanniteit wanneer hulle aftree, maar kan jy dalk net vir ons 'n bietjie meer verduidelik, jy weet, hoe dit werk of hoe mense te werk moet gaan dalk wanneer hulle op so iets besluit? Wanneer hulle lewensanniteit kies. So ek sê dit is belangrik dat mense tyd neem wanneer hulle besluit neem, want hierdie besluit is die res van jou aftrede lewe. Jy weet tot jy nie meer lewe nie. En dit is sleg om jy weet dat jy dink jy gaan nie weer 'n tweede kans kry om op 'n inkomste besin of 'n ander werksaansoek te doen nie. Maar as jy dit is die inkomste wat jy nou vir jouself bepaal, moet vir jouself deur inflasie dra, deur jy weet die onstuimige toestande wat daar in die wêreld bestaan. Goed, nou ons gesels vandag oor foute wat mense maak in die verband. Wat is die grootste fout wat julle oor die algemeen die meeste waarneem? So die grootste fout wat ons waarneem is wanneer mense hierdie lewensanniteit kies, is dat mense nie besin dat hulle inflasie speel 'n rol en hulle vat dit moontlik uit as 'n vaste inkomste en daai inkomste wat jy nou besluit gaan nie noodwendig oor 5 of 10 jaar dieselfde vir jou lyk nie. Dit is nodig dat jy groei daarin koppel sodat jy byhou by inflasie. Ek verduidelik inflasie altyd so my inflasie lyk anders te van joune. En want ek sit iets anders in my mandjie en jy sit iets anders in jou mandjie. Maar en dit verskil ook vorentoe, jy weet, jy kry valstande en jy koop net 'n bietjie iets anders daarvoor en jy koop ander dinge. En maar dit is belangrik dat jy byhou met jou inkomste byhou met jou lewens standaarde. Nou, een van die groot risiko's is dat mense nie mooi verstaan, jy weet, hoe hulle inkomste oor die tyd beïnvloed kan word nie. Hoe kan verkeerde besluite oor inkomste 'n persoon se aftrede oor die langtermyn beïnvloed? Ja, so dit is presies wat vandag vir jou werk as 'n inkomste is nie noodwendig 5 of 10 jaar nie. So ek sê maak seker dat jy gekoppelde groei aan jou plan het. Ja. As jy nie daai gekoppelde groei aan jou plan het nie, gaan jy nie inflasie kan weerstaan nie. Jou koopkrag in die mark raak minder. En dan is dit ook 'n geval van gaan jou tweede lewe sou jy nie meer daar is nie, gaan daai inkomste haken of hom kan dra vir die tydperk wanneer hy die inkomstebron is of sy die inkomstebron jy moet handhaf van. En hoe belangrik is dit vir afgetredenes om hulle finansiële plan gereed te hê? Ja, so enige plan moet gereeld hersien word, anders is dit nie 'n plan nie. Want jy moet kyk, jy weet, waar hierdie plan wat ek vir myself maak, hoe kom ek daarby uit? En jy weet, waarteen meet jy 'n plan? So dit is belangrik dat jy al kan hierdie anniteit nie self gehersien word nie. Jy weet, as jy hierdie keuse gemaak het jy hierdie keuse gemaak. Maar jy kan wel jou ander finansiële planne of jou beleggings rondom dit beplan sodat dit jou aftreeplan ondersteun. Jy het nou na die woord koopkrag verwys. So inflasie kan oor 'n tyd dan nou 'n groot impak op mense se koopkrag hê. Definitief, jy weet. Ja, ek wil amper al sê in watter mate behoort afgetredenes dit in ag te neem. Ja, so hier is my 'n goeie verduideliking hoe ek vir mense sê, weet, toe ek op skool was het my ma vir my R10 gegee om 'n brood te koop. En ek kon 'n brood en 'n melk vir daai R10 koop. Vandag stap jy in enige winkel in en jy kan nie eers 'n brood koop vir R20 nie. So, dit is wat ek verduidelik. So jy het nie dieselfde koopkrag as wat jy gehad het. Jy weet 'n paar jaar, ek gee dalk nou my ouderdom weg om te sê hoe lank terug dit is, maar jy moet dieselfde koopkrag in die mark hê. Jy moet nog steeds daai brood kan bekostig vir daai R10. Jy weet daai brood en die melk. Ja. Alhoewel die geldwaarde nie meer dieselfde is nie, moet jy meer voorsiening hê om daai te kan opmaak.
Is daar enige ander foute wat jy sien? Jy weet wanneer dit by die keuse van 'n lewensanniteit kom? Definitief. So mense neem nie noodwendig hulle gades of familie se finansiële risiko's in ag nie. Jy weet, 'n lewensanniteit, die inkomste stop by hulle. Jy weet, as jy wegval môre en jy het net 'n enkel lewe op 'n lewensanniteit gekoop, dan stop dit by jou. Daai persoon gaan nie die inkomste kry nie. Daar's nie genomineerde begunstigde waar jy jou legacy kan beskerm en die inkomste en die gelde wat nodig is na jou dood nie. Dit is wat mense nie insien baie keer en dit is hartseer om te sê. Ek het al gesien hoe mense aftree en dan jy weet hulle lewe 'n maand of 2 maande, hulle is oorlede en dis dalk 5 of 10 miljoen rand wat hulle inkomste gekoop het vir lewe. Daai 10 of 5 miljoen rand is weg. Die familie sien dit nooit weer nie. Ja. Nou maar gestel maar mense het nou so fout gemaak. Kom ons sê daar's dalk iemand wat ingeskakel is en hulle het nou hierdie fout gemaak. Is daar 'n manier om dit dalk dan nou op te los of dalk 'n bietjie beter te bestuur ook? Ja, so 'n waarborg kos jou geld. So jy dink jy koop 'n inkomste vir lewe, maar dit kos jou eintlik geld want jy het nie die kans om hierdie fout reg te stel is baie selde dat jy dit kan regstel want jy het 'n waarborg gekoop. Jy weet jy kan nie jou TV terugvat en sê jy het nie meer die waarborg dat hy vir so lank gaan werk. Jy weet na 5 jaar is jou waarborg verby. Ja. Ja, so sodra jy hierdie plan uitgeneem het, is soos om 'n TV te koop, jy kan return it as jy nou 'n bietjie goedjies op dit gemors het of iets. Nee, baie waar. So watter raad het jy vir Suid-Afrikaners wat in hierdie stadium 'n lewens- of 'n aftreeanniteit oorweeg? So my raad is, ek weet die stremming is erg wanneer jy jy weet jy het nou op 'n werk en jou volgende inkomste is afhanklik van jou aftrede. Maar moenie gejaag wees om 'n besluit te neem nie. Hê jou beplanning so in plek dat jy 'n besluit kan neem gegrond op dit wat jy vir jou mense wil nalat, maak seker dat jy nalatenskap het en dan dit ook in terme van jou inkomsteverhogings. Maak seker dat jy wat ook al plan jy het, gaan inflasie weerstaan. Daar is planne, dit is nou nie die lewensanniteit nie, maar dis die lewende anniteit. Waar jy jou inkomste kan bestuur, hoeveel jy maandeliks onttrek, jaarliks onttrek, tussen 2,5 en 17,5%. Jy kan 'n genomineerde begunstigde daarop sit en jy kan ook jy weet jy kan 5 miljoen rand hê wanneer jy aftree, maar in daai plan kan dit groei as jy jou inkomste reg bestuur. Ja, so as ek dit kan opsom, klink dit vir my asof 'n kenner se raad baie belangrik is in die verband en 'n mens moet gereeld kommunikeer met die mense hier naaste aan jou. Hendrik, baie dankie vir jou insig. Goed, ons is net hierna terug en dan gesels Arnold oor 'n ongelooflike byeenkoms. Bly ingeskakel net hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa.
Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Ons wens jou 'n goeiemôre, good morning toe as jy nou net by ons aangesluit het. Ek is Arnold Geert, Sporttyd en môre slaan een van die grootste, indien nie die grootste toernooi nog ooit op Suid-Afrikaanse bodem af as Live Golf by Steyn City begin. Ek sien verskriklik daarna uit en ek neem aan almal wat lief is vir golf hier in Suid-Afrika doen dieselfde. Algemene bestuurder van The Club by Steyn City is Peer van Vuren, hy het by ons aangesluit. Peer, hartlike goeiemôre en baie dankie vir jou tyd. Ek neem aan daar so 'n paar hartklopings as ek sê dis môre sulke tyd, want eerlikwaar dit word nie veel groter nie, né? In golfterme in Suid-Afrika is dit nie groter gewees dink ek nie. Ja, dit is 6 maande, 7 maande se beplanning wat môre offisieel afskop en ons is baie opgewonde en soos die spelers, soos wat ek gehoor het, soos almal deur die golfbaan kom, almal is baie opgewonde, ja. Ek hoor Louis het vir jou gesê dit voel soos 'n major. Dit doen, ja, dit doen definitief. Ek dink vir hulle is dit soos 'n major. Dis hulle eerste groot toernooi in Suid-Afrika in 'n lang tyd. En dan as jy kyk na die fanzone, die konsert, al daai goedjies bymekaar kom, is die tipe goed wat ou sien by 'n major, ja. Kom ons praat oor die fanzone. Hoe werk dit en dis nie natuurlik 'n normale golftoernooi nie. Hierdie is van die skaal af, nie waar nie? Ja, ek dink dis iets wat 'n ou nog nie gesien het nie. En ek dink wat gebeur is Live is besig om almal in die wêreld te wys hoe om 'n toernooi aan te bied. Die fanzone het 'n groot konsert wat elke aand daar is, met baie groot ouens soos Calvin Harris, Black Coffee, Goldfish gaan daar wees, so daar's iets vir almal om te doen in die familie. En dan is daar, jy weet jy, soos as jy na 'n karnaval toe sal gaan, daar's goed om te doen en te speel en balle deur hoops te gooi en al daai lekker dinge. En dan is daar kos en daar's drank en daar's iets van alles. Jy stap in en as jy deur jou eerste sekuriteitshek kom, dan die eerste ding wat jy sien is die kids zone. So dis daar vir die hele familie, ja. Jy het vir my 'n baie interessante feit genoem dat soveel van die mense wat getrek word deur Live Golf onder 30 is. Dis interessant. Ja, 40% omtrent. En golf is as dit ware tradisioneel effens ouer as jy nou sou wou. Definitief. En ek dink wat gebeur is Live as 'n soos ek sê 'n brand is besig om 'n baie jonger ouderdomsgroep te betrek. En mense wat nie noodwendig golfers is nie, maar wat na die toernooi toe kom. So daar's ook die golf, maar dan as 'n natuurlike die wortel wat daar gehang word in terme van 'n Calvin Harris na die tyd, ja. Hoe sit mens so ding aan mekaar? Want dit kan 'n nagmerrie raak as mens logistieke begin praat nie waar nie. Definitief. Jessie, Arnold, dit was van dag 1 af was dit 'n spanpoging gewees met die span van Live. Wat vir my uitstaan met Live is dit het van dag 1 gevoel soos 'n spanpoging. Tussen Steyn City, ons sekuriteitsspan, die golfspan, hulle span en dan hulle events company 54 en hulle was fantasties geweest. Hoe hulle natuurlik al hulle ouens bymekaar gekry het. Die beplanning wat vandag een gedoen is, het natuurlik 100 keer verander te waar ons vandag is. So pas 'n ouma aan. Ek dink ons het tussen 1500 en 1800 mense wat werk aan hierdie toernooi. Dis net van buite af en dan praat ons nie van die span binne in Steyn City self nie. So dit is 'n groot spanpoging, ja. Die Jack Nicklaus baan is heel duidelik
ongelooflik mooi en met al die reën natuurlik selfs nog beter. Maar dit was my baie interessant, julle het een of twee kenners van die Royal and Ancient wat ook 'n deel daarvan uitmaak. Vertel my gou daarvan. Ja, so Liv het 'n ooreenkoms aangegaan met die ouens van die R&A, die Royal and Ancient wat nou natuurlik die ouens is wat na golf kyk wêreldwyd. En hulle het wat ons sal noem 'n agronomist, ek dink amper noem 'n landboukundige, maar vir golf. En hulle kom uit en hulle werk met ons span. So my greenkeeper of my superintendent, hulle werk saam met Jerry baie nou. Hulle is data ouens. Dit is eintlik maar 'n graswetenskaplike, as jy so stel. Dis so mooi. En hulle werk baie met data en deel dit dan met ons. En dan het hulle ook soos 'n mechanic wat hulle uitstuur. Hy is fantasties. En hy help ons verskriklik baie met ons masjinerie want hoe jou masjiene opgestel word tot en met die millimeter het 'n baie groot verskil hoe die golfbaan speel en lyk. So dis 'n baie lekker verhouding. In 'n netwerk om deel van te wees. Jy sê hy grou in die bin rond van die grasnyer en kyk nou hoe dit gesny word. Ja, so hy vat die klippings en dan gooi dit so uit op sy hand en dan kyk hy wat is gesny en wat is uitgetrek. Dis eintlik fantasties en ons vat daai selfde klippings en dan weeg ons dit per green. En dan vertel dit vir ons 'n baie duidelike storie van hoeveel groei daar is, hoeveel daar nie is nie en dan wat hy ook kan doen om dit reg te kry en te kry waar hy dit wil hê. Dis 'n wetenskap nie. Ja, natuurlik. Pragtig, ek is mal daaroor. Kom ons praat oor die golfbaan. Jy het hom so effens geskuif sodat die fan zone en die normale manier wat ons hom sou speel as hy normaal uitgelê is effens anders. Ja, so 'n bietjie dit gaan deel van die fan zone om almal te kry aan kom ons sê die weste kant van Steyn City waar ons op die oomblik die meeste spasie het. Ons is baie spasie gelukkig daar. Maar dis nou natuurlik om die fan zone in te betrek in die golfbaan in. So ja, elke ondersteuner wat deurkom gaan deur die fan zone gaan en dan van daar af kom hulle uit op die golfbaan. En dan naby dit is natuurlik die partyhal ook wat 'n groot trekpleister is. Watter bytjie gaan dit wees? Dit is op ons Live 17. Dis 'n paar 3 wat fantasties gaan wees en dan begin ons 6ste gat by Steyn City word dan 18 wat 'n syfer 5 is en dan ons is so kort syfer 4 die 7de hy word dan natuurlik die eerste. So ja, die baan speel 'n klein bietjie anders, maar ek moet sê as jy vir die eerste keer daar kom gaan jy nie die verskil weet nie. Hy speel eintlik lekker so om ook so. Jy het nou al 'n paar van die ouens ontmoet in een of twee baie interessante kommentare. Joachim Niemann het wat gesê toe jy? Ja, hy het gesê dit sal die perfekte plek wees vir 'n presidentsbeker. Oh, asseblief. Ja, wat sal fantasties wees vir ons. Ja, en Louis baie gelukkig. John Rahm, hy het iets op 'n kapteinsgroep gesê, waarmee hy baie gelukkig is. Is nou nie vir TV nie, maar dit was baie goeie terugvoering wat ons gekry het. Uitstekend. Ja. Kom ons gesels oor die spelers. Bryson DeChambeau natuurlik wat verlede week in Asië gewen het en hierdie is mense wat ons nie baie gereeld sal sien in Suid-Afrika nie. Ja, en ek dink dis hoekom ons net so oor die 90,000 mense verwag. 90,000 kaartjies alreeds verkoop. Ja, en dan kinders onder 12 kom in verniet. Wat fantasties is ook so ons dink ek sal mee wegkom. Ja, jy gaan twyfel. Nee, ek nie meer daar nie dink ek. Maar ja, dit gaan fantasties wees. Soos Bryson, John Rahm, Cam Smith, Anthony Kim wat wat 'n storie daai is nie. Phil Mickelson is ook hier. So ja, en natuurlik al ons Suid-Afrikaanse manne, almal is bankvas agter hulle. Hulle kan sien hulle is baie gelukkig na 3 weke op waar hulle in Hong Kong, Singapore nou hier. Die energievlakke is definitief daar van die Suid-Afrikaanse manne af. So hulle is baie opgewonde en wat my die meeste opgewonde maak is hoe lekker dit gaan wees vir daai 10-12-jarige golfer wat deurkom wat vir die eerste keer iemand soos Bryson en Cam Smith en Louis en so gaan sien vir 'n lang. So ek dink dit gaan 'n groot ding wees, ja. En dis juist waarop golf wat Live Golf ook op fokus is die jong span, sodat hulle kan opkyk na hulle heroes en 'n high five kan kry en so vat jy die spel vorentoe in 'n land soos Suid-Afrika nie waar nie. Natuurlik. Ja, en ek onthou as 'n jong ek nou 12, 13, 14, 15 was, het hy definitief as jy Netbank toe gegaan het daai tyd vir $1 miljoen en jy het al die groot name gesien. Dit was wat het vir jou gedoen het vir jou as 'n golfer of in jou loopbaan was fantasties. So ek hoop ons sien dieselfde hier. Dit gaan definitief die profiel van golfbane, golf in Suid-Afrika. Ons is 'n land as 'n toeriste destination, dink ek gaan dit fantasties wees. So ons sien baie uit na groot week.
As mense al ooit by Steyn City was, die sekuriteit is hoogs indrukwekkend, want dit is 'n hoë sekuriteit plek waar mense bly. Hoe het die huiseienaars ingekoop in die ding? Ek moet sê, dit was eintlik fantasties. Ons het ons vra obviously altyd in terme van 'n survey sal ons nou vra en 85% het teruggekom was redelik positief geweest. Gevoel dit is goed vir die estate en obviously goed vir golf en so ja, ek dink hulle was fantasties geweest. Ons het probeer om hulle almal te betrek soveel as moontlik. So ja, ek dink van die huiseienaars en die golflede, hulle almal ja, baie goed ingekoop en is baie opgewonde net soos ons, want hulle het dit ook gesien gebeur van dag 1 af, jy weet, van waar dit begin het tot hoe dit nou lyk. Ek dink hulle is net so opgewonde soos die res van ons. Dis natuurlik vir Suid-Afrika 'n massiewe ekonomiese inspuiting. Hoeveel geld dink jy sou dit gaan genereer het as ons volgende week met mekaar kon praat? Ja, ek weet dis 'n moeilike ding om vir 'n golfprou dit te vra. Ek sou sê ek dink so ek kyk na Arnold, ek dink is 'n inspuiting in ons ekonomie en kyk 'n ou so na ek sê tussen 5 en 600 miljoen. Dis baie geld. Dis kyk wat het ons gekos het werkskepping, soos ek sê 1500 mense wat werk in die toernooi. Dan het jy al jou maatskappye gebruik in om die area in Johannesburg wat kom help het met die opstel. So ja, daar's definitief baie wat inkom en ek dink dis wat nie net van so moet sê 95,000 mense en die golfers wat inbring nie. Ek dink die werkskepping en daai inspuiting in die ekonomie en is net so groot. So dit is baie, ja. En dis presies wat mense eintlik wil hê en dis wat die land nodig het, nie waar nie? Natuurlik, ja, en dis hoekom die minister van sport en minister van toerisme, hulle albei was betrokke geweest van dag 1 af. Mr. McKenzie was baie opgewonde geweest en nie dat dit baie vat om opgewonde te kry nie, maar hy was fantasties geweest en het 'n groter prentjie gesien van dag 1 af en ek dink dit is belangrik en ja, so dit gaan fantasties wees. Ek sou aanneem dat ons gaan almal hierna kyk en dink aan die blootstelling wat Suid-Afrika oor see gaan kry in 'n mark waar Suid-Afrika nie gereeld die blootstelling kry nie, né? Natuurlik, ja, en ek dink as ek nou gepraat het met gesels met baie van die live staff en natuurlik die spelers, baie van hulle bly aan. So want daar is hulle het nie 'n toernooi volgende week op die kalender nie. So ek dink hulle gaan bly aan, baie gaan Pilansberg toe, party gaan 'n kans vat om 'n bietjie Wildtuin toe te gaan. Ek het met Rick Shields gister gepraat. Hy sê ek van die grootste kan jy noem influencers op sosiale media en Rick het hy gaan van hier af Leopard Creek toe, dan gaan hy Skukuza toe, hulle gaan Highland Gate speel. So hy doen die hele ding op sy YouTube, ja, so wat fantasties is vir die land, ja. Pierre, baie dankie dat jy by ons ingeloer het. Sterkte vir die hele week en ons is baie trots op julle en dankie vir wat julle vir Suid-Afrika doen. Dankie Arnold, het was lekker geweest. Pierre, natuurlik die algemene bestuurder van The Club by Steyn City. Net hierna het ons 'n regtig interessante gas, moenie weggaan nie. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. AC/DC Express. Everything electrical.
time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. You are watching Goeiemorgen, Good Morning. 7 years ago, Calvin van Baalen's life changed forever. A tragic paragliding accident left him with burns over 75% of his body, 413 days in ICU, and doctors saying he might never walk again. Today, not only is he walking, he is soaring again. And Calvin joins us now to share his incredible story of resilience, courage, and how he found a second chance of life back in the sky. Calvin, it is such an absolute pleasure and an honor to have you sitting opposite me here on Goeiemorgen, Good Morning. Welcome. Thank you. Yeah, it's been great. The energy in here is amazing, and I've already met like a bunch of people outside with amazing stories, and yeah, I'm inspired. When one thinks paragliding accident, the first thing that comes to my head is head injury, broken bones, everything just kind of verpletterd is the Afrikaans word. But burns is not necessarily the first thing that comes to mind. Can you explain to us what happened on that day? Yeah, I think that it's the same. My mother jokingly says, like, she always thought I'd come back with maybe like a broken back or leg or something, but like not what happened. Yeah, so on the day, we went up the mountain. It was like a normal day. The conditions were good, and we took off. I remember at the start of the race, I tried to go like a slightly different direction to get an advantage on the opposition, and that didn't work. So I got low and I was forced to land. And I remember sort of coming into land and seeing kind of a lot of bushes, and you don't want to land there because it's going to take 4 hours to get your glider out. And I turned for the dirt road, and that was my mistake. I didn't see the power line. So it wasn't a pylon. It was just like a wooden pole, one line, and I saw that, and I tried to turn at the last minute, because rule number 1 in paragliding is avoid power lines at all costs. Rather hit the ground, rather hit the mountain, but it was too late, and I actually spun into the power line, and I hit the line with my hip. And I remember later finding out it's 12,000 volts. So all 12,000 volts going through my body. I remember like shaking, and then I just passed out. And the next thing I remember is waking up on the ground on fire. And I was still in my harness, and I had to unclip. I actually said to myself at that point, I must do something or else I'm going to die in this field. And yeah, I got up, rolled away, put the fire out, and I remember lying there like couldn't recognize my own body, but I was kind of more worried about how I'm going to replace my paraglider. Like 150K of equipment, and luckily someone had seen me hit the power line, so he told the paramedics where to come. They were there 15 minutes later, and next 413 days is kind of a blur. When you are in ICU for over a year, almost like a year and 2-3 months, right? Yeah. You get out of that, and where does your life then start again? You've got to restart everything. I mean, I couldn't open a Coke bottle. I couldn't use a phone. I couldn't cut food. I couldn't do anything. I was solely reliant on people. And I think like that saying 1% better each day,
that's like I had to relearn how to do absolutely everything. I remember walking 20 meters with a walking frame and saying at the time, like, if I can do 20, I can do 40, I can do 100. Like, it's going to take time, but I can do it. If I can do 20, why can't I do, like, okay. But it took forever. I mean, I was in a wheelchair for 2 years, slowly but surely, like, rebuilding every part of my life, yeah. So you're back in the sky now, right? Yes. Why? I love having this conversation with people. If you have a passion, you have a passion. Yeah. If I was in a wheelchair, I'd find a way to hook that thing up and go. If you have a passion, the power line didn't burn that passion out of me. That is, I think, the most incredible part of your story. How do you think your story is inspiring everyone else that hears it? Because I wish we could speak for another half an hour, because there's just so much I want to ask you, but we are almost running out of time. But why do you think that there is a reason that you survived that accident? I think I can't really answer that. Like, in hospital, you make an unconscious decision to live or die. And I think only afterwards then you decide, like, I'm going to live, I need to do this, there's no other option. And yeah, I'm glad I can help and inspire people. That's why I'm here. If it helps one person not give up and continue on their own personal journey, then I've done the right thing, and yeah. What kept you going through the difficult times, Calvin? There wasn't another option. I actually said to myself at the beginning, I'm either going to end this or I'm going to get better. That was it. I can't live in a wheelchair my whole life. I can't be dependent on people. And I took that decision, and that was it for me. There was just no other decision. There was no other way. It's been such an honor for me to meet you today and have this conversation. Thank you so much for joining us. You're an inspiration. Really, really, really. Thank you so much for sharing your story. Calvin van Balen, en ek wat amper in trane uitbars. Dit was nou vir my een van die beste onderhoude wat ek al gevoer het. Baie, baie dankie. Ons het nog onderhoude op pad. Elsa staan by om weer bietjie meer te gesels. It's that time of the year again. Cape Town comes alive in colour, music and dance. The streets of the mother city will be transformed into a spectacular celebration of culture and creativity at the Cape Town Carnival. From handcrafted floats and dazzling costumes to amazing performances, it is a night you don't want to miss. Joining us to tell us about this year's festivities, the artists and the heart behind the parade is Craig Lembo. Craig, goeiemôre, good morning, and thank you for joining us. Morning, Elsa. Now, I've been to last year's event, and it was quite spectacular. So Cape Town Carnival is back. Can you tell us a bit more about what makes this year's event extra special? Thank you, Elsa. So I think what's special is we're celebrating our 16th parade this year. So we are in the teenage phase of the carnival lifespan. But then we've also added a couple of new additions to how we're operating the parade this year. So the first is that we're having this fun race that takes place before the carnival. So usually in the run-up to the carnival, we've got a number of interactive events, and one of this year is going to be a fun race. And then very importantly, what we're doing for the carnival specifically, or for the raid specifically this year, is we've included a number of famous artists, famous performers, people who've just excelled in their fields, to join us on Parade Day and to share their stories. Now, this year's theme is Follow Your Heart. What is the story behind it? So Follow Your Heart is quite interesting, and we unfortunately can't show on the screen how we've emphasized the art part of the word Follow Your Heart, but it is about the journey. It is about the passion, it's about the drive that make people pursue what they want to pursue. And this is exactly why we've identified these champions, each of them, and for each of the floats, it is
or the pods, it is a reflection of their stories, the things that drive them and inspire them to do what they do. And we want that to also be the inspiration for others, because every journey has their highs and their lows. But if you're following your passion, if you're willing to take the highs with the lows, then you can get where you need to be. And in fact, it is the story of Carnival too. In 16 years as a carnival, we also faced highs and lows, but followed our hearts nonetheless to ensure that we have this kaleidoscope and electric gathering of different cultures and different people at Cape Town. And this year, we're emphasizing the individuals, but it's the story that resonates with all of us. It's the passion, it's the energy, it's what drives us to do and be who we are. And I think that's the thing about this carnival. Everyone is so passionate to participate. Who are some of the standout performers and floats that people can expect to see? So I'm not going to give away too much detail about the floats. I want everybody to be there and to see it for themselves. But in terms of some of the champions that we have participating and sharing their stories, we've got Anselin Geisman that's going to be present. Solani Mahola is going to be there. We've got Reddy D that's also going to be performing on a float while it's moving through the streets of Cape Town. We've got Natasha van der Merwe that's also going to be participating. So we've got a range of performers and artists that are going to be that one can look out for, but also just seeing the reflections of culture and dance and music from the different groups that we've got included. So we have these particular pod champions, but it's the communities also that participate that tell such a beautiful story. And seeing the children dance and seeing the different communities come together and really bring this showcase together is in itself worth watching. We've got a couple of seconds left, but for someone who's never been before, what's the best way to experience this parade? On the street, on the ground. So we've got the route follows us from sort of Cape Town Stadium down Somerset Road toward the town centre, and anywhere across that route. Bring your chairs, bring your cooler bag, sit, relax and enjoy as the procession comes past. And experience the vibe. Thank you so much, Greg. Nou ja, ek wil nou sommer my tassies pak en Kaap toe gaan, maar julle moet nêrens heen gaan nie, want ons gesels net hierna met Demi Lee Moore oor 'n nuwe vertoning. Jy wil dit nie misloop nie, jy's by Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig?
Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Jy kyk goeiemôre en good morning. Ons is vanoggend baie opgewonde om met ons volgende gas te gesels en sy het 'n splinternuwe vertoning op pad, My Country Verhaal. Hierdie vertoning wat op die 18de en die 20ste Maart in die Atterbury Theater te sien is, neem elkeen in die gehoor saam op 'n reis van country klanke wat haar lewe gevorm het. 'n Baie hartlike goeiemôre, good morning, welkom Demi Moore. Baie dankie. Dit is so lekker om jou hier te hê. Vertel ons van My Country Verhaal of My Country Verhaal. Die vertoning, wat kan gehore verwag? So met hierdie show, ek dink enigiemand wat my nou al lank genoeg volg en ken, weet dat country musiek lê my absoluut na in die hart en dit is waar ek op my gemaklikste is en ek dog toe wat van ek sit 'n country show aan mekaar en ons doen net country. So ek gaan baie ou liedjies sing en ek gaan nuwe liedjies sing en daar's ietsie vars op pad wat niemand al ooit gehoor het nie wat ek gaan sing. Maar ek dink ek sien nogal uit na die ouer liedjies en ek praat nou van liedjies wat nie eens op 'n album al was nie. Liedjies wat ek dink mense nie regtig meer na luister nie. Vat mense 'n bietjie op 'n journey. Ja. Country musiek het nou oor die jare baie verander en dit voel vir my amper daar is nou soos hierdie hernuwing vir mense se liefde vir country musiek. Jy sê ou liedjies, nuwe liedjies. Hoe gaan jy te werk om te kies watter liedjies in die vertoning gaan wees? Dit is moeilik, maar al wat ek kon doen is maar, ek dink die pad volg, want ek vertel my country verhaal. Jy weet waar dit vir my begin het, die liedjies wat vir my uitgestaan het toe ek klein was en dan hoe ek ouer geraak het en wat ek op die einde op my country album opgeneem het en liedjies wat ek vandag in my show sing. So dit is 'n moeilike een want ek moes dit contain. Yes. Want jy kan nie 3 ure gaan sing nie. So ja, ek sien baie uit. Dis vir my regtig iets wat ek so lief is vir. En ek dink die mense gaan dit geniet saam met ons. Ja, jy sê nou jy kan nie 3 ure sit en country sing nie. Ek dink daar is honderde, duisende mense wat vir 3 ure sal sit en luister na jou wat country sing. Hoekom dink jy country pas so mooi by jou? Want ek het jou al gehoor country doen live en dit is net, it's a perfect fit. Dankie. Ek dink baie keer is iets net bedoel vir jou en ek voel country musiek is bedoel vir my. Ek hoef nie te dink as ek sing nie. Dit is nie vir my, hoe kan ek sê, dis nie effort nie. Dit is gemaklik en ek dink wat my natuurlik die meeste na dit toe trek is die stories wat dit vertel. En ek vind baie inspirasie in dit as ek my Afrikaanse musiek skryf. Ja. Mense hoor altyd daai grappie oor die country musikant wat skryf oor sy vrou wat hom gelos het, sy pick-up truck werk nie meer nie, die plaas is verwoes, al daai tipe goed en die whisky wat hy nou nodig het, hy op sy, presies die hond, die alles. Hoe skryf jy country van 'n Afrikaanse perspektief af? Dit is moeilik. Ek dink ek volg maar met wat ek op die oomblik ken en dit wat ek die beste ken is die liefde. En ek dink waar ek nou is met my man, dit is maar die grootste inspirasie op die oomblik. Jy weet, dalk is ek eendag bietjie hartseer en as ek woord anders, maar op die stadium gaan meeste van my liedjies oor my man.
En dit is beautiful, want dit is 'n groot deel van jou lewe, soos jou baba ook. Ja. 5,5 maande oud bou. Maar hoe is dit vir jou om inspirasie te kry van ander country kunstenaars? En as jy hoogtepunte of regtig mense waarna jy opkyk kan uitsonder? Ek dink vir my een van die grootste oomblikke wat ek gehad het was tydens die kontrak, die kompetisie wat ek gedoen het ek 'n liedjie gesing, Diane, is van 'n Amerikaanse sangeres. En toe sy Suid-Afrika toe kom, toe het ek dit saam met haar opgetree in die stadion in die Kaap. En dit was een van die ongelooflikste ervarings. En toe ek nou in Nashville was, het ek haar weer gesien en dis net ongelooflik om te sien hoe ek dink hulle operate. Dit is 'n hele ander manier van dinge doen en ja, dit is ongelooflik om te sien hoe dinge werk aan daai kant eintlik. Want dit is baie anders as hier by ons. En Cam is net 'n wonderlike mens en sy het my so geïnspireer. Ek dink net ook moet haar mens wees en jy weet net hoe eerlik sy is in haar lirieke en dit wat sy wil doen. Sy stiek met wat sy weet sy moet doen. Ja. Het country musiek baie in jou huis gespeel toe jy klein was? Want waar kom daai liefde vir hierdie genre vandaan? Ja, so my pa was 'n groot country liefhebber. So hy het meeste van die goed gespeel. Hy het altyd sy gitaar uitgeruk en dan het hy iets vir ons gesing. En ek dink sy gunsteling was altyd Billy Ray Cyrus, maar nie die obvious Eike Breek Your Heart wat almal ken nie. Ek ken al die ander liedjies wat niemand ken nie. So ja, hy was definitief ek dink die groot inspirasie agter waar ek dink my liefde vir country begin het. Waar kan mense kaartjies kry vir die vertoning? So ongelukkig is Vrydag aand uitverkoop. Nie ongelukkig nie, kyk vir jou. Maar daar is nog oor vir Woensdag aand. Dis môre, né? Ja. Ja, môre aand. Ja. En dit is by seatme.co.za. Dis op Atterbury Theater se webtuiste en ja, maklik. Waar kan ons kykers jou volg en sien wat volgende voorlê vir Demi-Leigh? Ek dink die maklikste is maar Instagram. Ek is nie regtig op TikTok nie. Ek weet eintlik nie eers hoe die ding werk nie. Ja. As ek 'n liedjie uitbring dan post ek maar daar want die label sê ek moet. Maar ek ken nie en verstaan nie TikTok nie. Ek is maar altyd op Instagram besig en ja, ek dink dis maar wat ek mees op my goed sit en op Facebook op die shows en daai dinge. Maar as jy ons wil boek, ek dink dit is by Kuleski Artist Management. Dis maar die maklikste om te kyk vir al die kunstenaars wat by Kuleski is, nie net vir my nie. Ongelooflik baie dankie dat jy vir ons oggend by ons aangesluit het. Dit is altyd heerlik om met jou te praat, Demi-Leigh. Demi-Leigh, Mo My Country verhaal 18 en 20 Maart by die Atterbury Theater. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. AC/DC Express. Everything electrical. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld.
Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds. Displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal. And acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dis nou daardie tyd van die dag waar ons bietjie nuwe musiek gesels en my gunstelinge Vrede is hier. Hulle gaan vir ons Langs My hulle splinternuwe enkelsnit nou sing. Nou voel hy alles op dieselfde tyd. Hy het 'n groot hart, maar is klein vir jou. As hulle môre weer praat, bring hy glimlach. As getuie, dis 'n kuns om deur te skraap. Om deur te skraap. Want hy bedoel nie altyd wat hy sê nie. Hy sukkel met sagte taal, ironies, ek weet. Sy het dit veilig hou, dit waarvoor hy bang is. Die hart aan sy bors, in sy bors. Elke keer wat ek 'n liedjie van julle hoor net, dan dink ek nee, hierdie kan nie beter word as hierdie nie. En dan top julle net en ek is 'n groot aanhanger. Wat is die inspirasie van Langs My? Dankie, Roos. Julle is net so talentvol en die manier wat julle dit saam gel is net it's a match made in heaven. But let's get back to the song. Waaroor gaan dit? Ek dink lewe is op die oomblik nogal intens met alles wat in die wêreld aangaan en ek dink dit affekteer partykeer die huis en verhoudings met mense en hoe party mense maar net
geïrriteerd is in general. Ja. En ek dink die chorus is maar net eenvoudig, kom lê langs my, ons vergeet van wat daar buite aangaan, hierso is ons veilig. So maar wanneer gaan hierdie liedjie bekendgestel word? Hy is Vrydag die 20ste Maart beskikbaar op alle digitale platforms en hy vorm deel van ons debuutalbum met die naam Huis Toe. En is die laaste fokuslied vir die album se uitreiking. En wanneer kom die album uit? Ook die 20ste Maart. Okay. Daar het al 'n paar van die liedere as wat ons noem instant grat songs uitgekom. Ja. En dan langs my is nou die laaste een wat saam met die res van die album uitgereik word. So gaan julle nog hier bo wees in Gauteng wanneer daai album uitkom, want daar's mos nou planne om Kaap toe te trek. Ja, ons gaan seker hier teen einde April maak ons offices oop daar onder in die Kaap. 'n Nuwe besigheid? Dis korrek. Gaan dit ook met musiek te doen hê? Dis 'n maatskappy met die naam DSP Kartel en ons doen verspreiding vir kunstenaars na musiekplatforms en ons is baie dankbaar vir die geleentheid om so 'n deursigtige platform te kan bied vir kunstenaars en kunstenaars in Afrika te kan help. Ons glo dit is nodig. Ons wil graag soveel help as moontlik. Waarna sien julle die meeste uit vir wanneer die album uitkom? Om te kan sê ek het 'n album uitgebring. Nee, ek grap. Ek dink die album, ons het nou 5 jaar of 6 jaar in Gauteng gebly en hierdie album som basies op wat ons experience hier was in ons verhoudings, in ons tye waar ons speel by gigs en goed en ek dink dit is 'n goeie tyd nou om weer bietjie af te gaan, familie te sien. Ja. En ons nuwe besigheid te probeer aanpak. Ek sien so uit om te sien wat julle doen en hoe groot die besigheid gaan. Ek dink julle is natuurlik wonderlik. I'm totally biased, but it's okay. Waar kan mense julle volg net voor ons klaar maak? Op Instagram, Facebook, ons is ook op TikTok as Vrede Official en dan is ons ook op alle digitale platforms so Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, wat ook al jy like. Ons is so bly julle kon vanoggend by ons wees. Baie dankie François en Storm van Vrede. En dit is dan dit van ons kant af vir vandag. Ons sien julle môre weer waar ons nog interessante gesprekke gaan hê, nog wonderlike gaste. Maak seker julle gaan volg ons ook op ons sosiale media platforms om op te vang as julle dalk gemis het. Goeiemôre, good morning. Sien julle môre. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. AC/DC Express. Everything electrical.